Ons gaan hierdie vraagie gou teken. Julle, dis JPEGD bladsy 86. Ons gaan begin hierso, ons gaan eers die hulpaansig teken, dan gaan ons daai teken, dan gaan ons die snit doen. Hy lê teen 'n hoek van 30 grade. So jy gaan jou 30 grade driehoek gebruik, gaan hom nodig hê. En ek gaan dit sommer gou doen. Begin hierso. Alright. So ek gaan eers, kom ons maak net seker wat moet ons als teken. Jy moet teken die vooraansig. Dis die vooraansig. Jy gaan die driehoekie hier hê, vooraansig. Ekskuus tog, hy gaan daar lê. Vooraansig, hierdie is die boaansig. Dan gaan jy hê 'n hulpaansig. Aan die onderkant, jy gaan hê ook 'n linkeraansig. Right. So ons gaan hê voor, bo en links. So dit beteken ons gaan meer na die linkerkant van die bladsy toe moet begin, soos wat julle hierdie enetjie hierso sien. Ons gaan hulpaansig doen, daai ene doen, boaansig, linkeraansig. Julle kan actually vooruit werk en dan kan julle solank die bestaande hulpaansig teken, daai aansig teken, dan teken jy vir my 'n gewone linkeraansig sonder die snit en 'n gewone boaansig. Ek gaan dit nou hier ook doen. So as jy sukkel, dan kan jy gou kyk wat ek doen, maar julle kan saam met my werk, jy hoef nie vir my te wag nie. So ek begin daarso met 'n 30 grade lyntjie. Okay, jy kan die ander een oor die naweek doen, ek het die video vir jou gestuur. Ja. Goed, right. So okay, ons gaan nou, okay, baie mooi, jy moet net, okay, ons gaan nou nog kyk daar. Goed, dan wil ek julle net herinner aan 'n paar goed. Ons sal later oor praat, oor hierdie taakies wat julle vir my gedoen het. Daai lynkwaliteit tel 30% van die vraag, so jy moet sorg dat dit netjies is en jou lynkwaliteit reg is daar. Okay, right, so wat ek eers te doen is, ek trek 'n 30 grade lyn, dan gaan ek teen 60 grade my XY-lyn insit daarso. Jan, waar is joune? Het jou boek hierso? Okay. So ek trek 'n 60 grade lyntjie daarso en dan gaan ek begin met hierdie vierkant. Julle nou die maklikste, daar's 'n klomp maniere om dit te doen. Daai afstand so oor en so oor gaan wees 22, 22 en dan ook hierdie kant toe 22 en 22. Daai hoek daarso is 45 grade. So ons gaan vanaf punt T werk. Ek dink hulle gee punt T vir jou. Is ek reg? O, gee hulle vir jou punt O. Okay, so hulle gee daai enetjie. Goed, so dan moet ons daarvan af werk. En so wat ek gaan doen dan is, ek gaan vir my, sê nou maar dit was jou punt O. Dan wat jy doen is, hierdie is 'n vinnige en 'n maklike manier om dit te doen. Ek vat my 30 grade driehoek, julle moet gou kyk hierso. Ek vat my 30 grade driehoek en dan sit ek my 45 grade driehoek bo-op hom. Okay, die rede hoekom ek dit doen is hierdie hoek gaan mos nou wees 45 grade en daai angle is 30. Okay. Ek het my eie lyne getrek hierso, so dit is Ja, dit is by jou hulpaansig, ja. Dis reg? Ek het net my eie bladsy hierso geskep, ek net my eie. Hoekom? Vir spasie gewys. Ja, hy sal werk, hy behoort te werk. Okay, so ek trek daai lyntjie. En gaan ek net so 'n bietjie afbeweeg hier. Ja. 45 grade daarso. Goed, my lengtes is, kyk, julle het julle eie punt daar. Hy mag dalk van die bladsy afvat, ek dink my lengtes, hy moet 44 wees, kom ons kyk net gou daar. Ja, jy's reg, ek gaan hom so 'n bietjie moet opskuif hierdie kant toe. Hy is so 'n bietjie groter, jammer daaroor. Right, so ek gaan net begin daar, so onthou, ek het my boek, het ek vir iemand gegee, so ek moet nou hiervan af werk. Ek moet dit nou maar van scratch af teken. Right, so daarso is hy, daai lyntjie, onthou daar's 'n klomp maniere om hierdie te doen. Ek doen dit nou sommer so,
omdat hulle vir my reeds hierdie afmetings gegee het, né? Nee, jy werk op die punte wat hulle vir jou gegee het, so jy het klaar punt O gekry, so hy sal reg wees, ek het nie 'n punt O op my bladsy gehad nie, né? Hierdie man is, ek het nou hulle gekomplimenteer oor daai beriggie wat jy op Facebook gesit het. Baie mooi. Is dit? Ja, ek is baie bly. Right, so daar is my hulpansig. Right, daar is hy. Ek gaan trek daai lyntjies in. Goed, julle het hom 44 mm, 44. Jy kon ook 'n sirkel getrek het met 'n radius van 22, maar dit sou dan nie, jy sou dan nie hierdie kon doen nie. Jy sal dit moes doen soos hierdie. Daar is 45 grade, so dit en dit so bo op hom, né? Yes. Ek het net op 'n ander manier geteken. Die vierkant, hoe het jy dit gedoen? So, meneer by. Dit's fyn, as jou afmetings reg is dit fyn. Onthou net, Shiloh, hierdie gaan nie 22 wees nie, né? Van daar tot daar nie. Nie hierdie lyn nie, né? Die skynslyntjie is 44, né? Okay, so wat jy kan check, as jy Pythagoras se stelling gebruik en jy het gaan uitwerk ook. Dit het ek al vir julle gewys, né? So, jy sou dit ook kon doen, Shiloh, want hierdie lengte en hierdie lengte is eintlik 'n bietjie korter, né? So 22 sou wees van daar tot daar. Dis 22. Maar nie hierdie een nie. Okay. Right, as ek dit klaar gedoen het. So meneer, ek het nou gekyk en toe sien ek dit lyk soos daai. So dit vat ek 45 grade driehoekie. Die pronke kom so deur. Of nee, wat ek gedoen. Jy kan sien wat ek gedoen het. Kom ons kyk gou of dit reg is. Dit lyk reg, maar ek wil net verseker maak. Kyk, hierdie angle is 30 grade. Dit is Ja, sien meneer. As jy hom op 30 gesit het, is dit reg. Ja, meneer. Ja, dan is dit reg. Solank jy net op daai 30 grade lyn gewerk het, dan is dit nie verkeerd. Alright, hierso Shiloh, jy het nou my driehoek. Sorry. Of nee, daar's jou nou. Okay. Julle, dan projekteer ek gou hier oor. So ek vat hierdie lyne net soontoe, vat hom soontoe. Ek gaan sit vir myself 'n XY lyn hierso in. Jan, julle moet gou kyk. Jy kan enige plek hier 'n XY lyn insit, maak nie saak waar nie. Dan gaan ek die basis doen. Julle sien hy's teen 60 grade. Hy sal altyd parallel hê aan daai hoekie tensy hulle vir jou nee, dit sal altyd so wees want jy moet 90 grade op hierdie as kyk van die ding om daai prentjie daar te kan sien. Die hoogte hiervan is 77. So kom ons kyk gou. Hierdie is ou nuus. Dis goed wat julle al moet kan doen. So dis nie 77 en as jy agter is, kan jy my vra en sal ek vir jou sê wat moet gebeur. Goed, daar's hy, daar's daai lyntjie. Goed, kom ons, ek gaan hom gou nommer vir jou. 1, 2, 3 en 4. Jy kan hom dieselfde nommer, ek maak sommer die toppunt punt 0. So daai gaan wees ook 3, hierdie gaan wees ook 4 en 2, daar's punt 0 en hierso is punt 1. OK, so julle kan hom dieselfde nommer as ek. Dis alright. Jy kan hom anders nommer. Jou nommers moet net ooreenstem waar jy geplot het. Nee, soos dit 1 is, moet daar ook 1 wees. Verder is reg, jy hoef hom nie presies soos myne te nommer nie, dit moet net korrek wees. Goed. Nou staan 2 aansigte wat moet geteken word, 'n bo-aansig en 'n linkeraansig. So wat ek gaan doen is, julle ken al die storie. Ek gaan al hierdie punte, daar's 5 in totaal, 4 op die basis, waarvan 2 van hulle in die middel lê. Wat ek daarby bedoel is, hier lê 2 punte hier, en soos wat ek hom afbring, gaan daar 2 punte daar wees. 1 daar, en 1 hierso,
en dan ook die toppunt, so 5 in totaal. Bring hom af. Ek sit vir myself 'n XY-lyn hierso in enige plek hier na die onderkant toe. Hierdie moet 'n horisontale lyntjie wees, hy moet 90 grade wees. Dis my vooraansig, boaansig gaan hier lê, né? So nou ken julle al die storie, punt, grondlyn, punt, grondlyn, punt. Hoe werk daai besigheid nou weer? Jy gaan meet mos nou met jou passer, of ek sal verkies 'n passer, gaan meet jy hierdie afstand, wat ook al dit is, en jy gaan voeg dit in by dieselfde punt, né? So punt, grondlyn, punt, grondlyn, punt. So hierdie afstand meet jy, en jy kan hom hierdie kant gaan insit, dit gaan ook 40 wees. Daar is punt 3, né? Goed. Dan my volgende punt wat ek gaan doen is punt 1. Nou julle, as jy wil tyd spaar, Wian, wat jy doen is 3 en 1 en 0 is almal dieselfde. Almal dieselfde afstand, né? So wat doen jy? Jy gaan meet hom nie weer 3 keer nie of 2 keer nie. Jy vat hom net oor. So hierso is 1, so daar's 3, so dit gaan wees 1 en dit gaan wees punt 0. Het julle hom? Verstaan julle hoekom het ek dit gedoen? OK, hoekom het ek dit gedoen? Want daai afstand en daai afstand en daai afstand is almal daar en daar. Dis presies dieselfde. OK, het julle hom? Goed, dan gaan ek gou meet vir punt 4. Nou punt 4 is 71 mm vanaf daai XY-lyn. So punt 4, daar lê punt 4, so hy gaan hier lê 71 mm van daar af. Punt 4, right, dan het ek vir punt 2, punt 2 is 11 mm hier weg. Dis punt, as net gaan kyk, punt 2, ekskuus, hy is 10 mm, daar is hy. Dis punt 2, ek wil net gou weer hierdie punt check, want hy lyk vir my 'n bietjie ver, 70, kom ons kyk gou. Ok, so klein bietjie uit gewees, daar is hy, goed, right, so daar so het ek vir punt 1, 2, 3, 4, hierdie is ou nuus vir julle, goed, so onthou nou, as dit my beker was, kyk gou julle, sê nou maar dit was my koffiebeker hierdie. Hoe sou hy nou gestaan het? Ek kyk van hier af, so dan sien ek die handle van hierdie ding, waar gaan hy sit? Hy sou hier gesit het. Ok, as ek van hier af gekyk het, dan sou hy so gelyk het. Ok, en wat is daai prentjie? Julle kyk gou hier, daai prentjie is dit. Ok, so wat julle gaan doen is, jy kyk hier vanaf, die lyn naaste aan jou is 0,3, so nou weet ek, 0,3 is 'n sigbare lyn en ek gaan trek hom in. My basis gaan ek altyd verbind. 1, 2, 3 en 4 is verbind, so ek trek 'n lyntjie van 1 na 2 liggies, van 2 na 3, van 3 na 4, en van 4 na 1. Daarso, en dan trek ek vir my lyne na punt 0 toe. Daar's enetjie, hierso is 'n lyntjie, hierso is 'n lyntjie. Right, so daar is my boaansig, maar hierdie lyne hierso gaan sigbaar of onsigbaar wees. Daai lyntjies daar en daar, gaan hulle sigbaar of onsigbaar wees? Onsigbaar, mooi, want hulle lê in die onderkant, né? Weet julle hoe kan jy dit ook sien? As jy hier kyk, die nommers wat as jy parallel met daai XY-lyn kyk, 4, 3 en 2 is naaste aan jou, 4, 3 en 2 is naaste aan jou. Dit wat hier in die onderkant lê, 1, gaan 'n onsigbare lyntjie ook wees. So 2, 1 en 4, 1. 2, 1, 4, 1, onsigbare lyne. Trek hom in hierso. Ok, daar is hy.
Het julle hom? So die ding staan nou so half boontoe. Alright, so ons het nog nie 'n snit nie. Nou moet ons die linkerhandsig teken. Kom ons doen gou die linkerhandsig. Sit vir my enige plekkie hier so 'n X-lyntjie in. Okay, julle kan self besluit waar julle dit wil doen. Goed, ek projekteer al daai lyne oor. Hierso, en daar. Alright. Goed, op hierdie lyntjie gaan ek hê lyn 0, op hierdie lyntjie gaan ek vir 3 hê, hier gaan ek vir 4 en 2 hê, hier gaan ek vir 1 hê. Okay, daai lyntjie is bietjie skeef sien ek. Hy lyk so bietjie skeef, hy is bietjie skeef. Hy is sommer nie sommer bietjie skeef nie, hy is sommer baie skeef. My papier het per ongeluk gedraai, so gaan dit net gou herstel. Okay, so daai lyntjie moet regop wees. Okay, hy is reg. Dis my X-lyn. Sê geweer. Waar? Wat se vleertekentjie? Hierdie. O, okay. Is reg. Ja, want ek gaan dit vir jou stuur, jy moet dit oor die naweek teken vir huiswerk. Okay. As jy klaar maak, maar dit moet klaar. Right. Nou julle, dieselfde afstande wat ek hier ingesit het, moet ek mos nou hier ook insit, nê? Nee? So jy kan dit of hier meet en oordra, of jy kan dit omprojekteer met 'n 45 grade lyn. Ek dink jy spaar baie meer tyd as jy meet en jy dra sommer oor. As jy dit nie doen nie, gaan jy 'n 45 grade lyn insit waar daai twee XY-lyne mekaar sny. So wherever jy jou lyne gesit het waar hulle ontmoet, sal hulle dis belangrik. As jy 'n 45 grade projeksielyn gebruik, moet jy die XY-lyn daar waar die twee mekaar ontmoet, gaan jy vir jou kolletjie maak. Hier moet jy seker maak jy trek nie skewe lyne nie. Gaan hom sommer oorvat hierso. Okay, dis lyn 4, lyn 3, 1 en 0 en lyn 2, bye bye. Goed. Dan vat ek my lyne op. Okay. So ek gaan dit nou opprojekteer. Hierdie. Ja, nee. Okay, as ons nou kyk. Goed, nou kom ons kyk gou vinnig. Ek het nou vir 3 en 1 oorgebring, so daar waar 3 en 3 mekaar ontmoet. Dis waar punt 3 is. En julle kan maar gaan check hierso. As ek daai afstand meet, dit was 40, dan moet dit ook 40 wees. Myne sien ek is actually 0,5 millimeter uit, want soos dat ek omgeprojekteer het, het ergens my liniaal seker maar 'n bietjie geskuif. Goed, hierdie punte gaan hier lê, daar's punt 2, hierso is punt 4, hierso is punt 1, my toppunt is hierso in die middel, punt 0, jy kan hierdie selfe afstande vat, kyk gou daar, daar's 0 se afstand, selfe, daar's 3 se afstand, hierso is 1 se afstand, dis weer eens, presies dieselfde, nê? So jy hoef nie hierdie te gebruik nie, jy kon hier gemeet het en oorgedra het, nê? Nou oké, hier's 'n belangrike vraagie gou wat julle maar gou moet kyk. As ek my flashlight skyn van hier af, waar die koutjie nou is, dan sien ek hierdie deel en ek sien daai deel. OK. So dit beteken die onderkant gaan alles sigbare lyne wees, 1, 2, 3 en 4 en daai lyn 3. So kom ons trek dit gou in. 1 na 2, hey. 1 na 2. Baie dankie. Lekker dag vir jou, hoor. Bye. 1 na 2, dan 2 na 3, 3 na 4, 4 na 1, en dan 'n lyntjie van 4 na 0,
'n lyntjie van 3 na 0, 'n lyntjie van 2 na 0, 'n lyntjie van 1 na 0. OK, so wat gaan onsigbare lyne wees nou? As ek hiervan af kyk, dit wat verste van my af is, lyn 1, gaan 'n stippellyntjie wees. So daai is 'n stippellyntjie, jy moet hom insit. En daar waar die donker en die sigbare lyne mekaar raak, lyk hy so. OK, dan gaan die video pause hierso. So dis die bestaande goed, nee, this is the existing pyramid that you have. And now we need to section it. Okay. Right. So right. Goed, ek gaan hier stop. So dit is deel 1 van die video. This is part 1. Page 86. JPEGD. 2026. I have one of the best classes in the school in front of me, and they are going to be very successful in this work. If we finish this, we are going to have a section there. We're going to do this on Monday, if God allows. Sectional top view. We're going to do a sectional left view. We're going to plot these section points. Those points, I'm going to explain that as well. And then we're also going to do the true shape of the section. There's like more than one method here to do that. So I'm going to explain that on Monday. Okay, right. As jy nie hierdie klaar gemaak het, het jy. As jy nou baie verveeld is. As jy nou baie verveeld